Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Toe die Israeliete op die randjie was om verlos te word van jare se slawerny, lees ons die volgende in Eksodus 12 vers 11. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan jul voete en julle staf in jul hand. Baie haastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit. God het vir die Israeliete gesê om haastig te eet. Aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en staf in die hand. Hoekom? Want wanneer God beweeg hy dikwels vinnig. Jy sal nie tyd hê om na jou skoene te soek of eers jou staf te kry nie. Hy wou hê, hulle moes geklee wees vir verlossing, gereed om slawerny op vinnige kennisgewing agter te laat. Dieselfde het gebeur in Handelinge 12, toe Petrus in die tronk was. Engel het vir hom gesê in vers 8, omgord jou en trek jou skoene aan, en hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om en volg my. God was op die punt om Petrus vry te laat, en hy moes gereed wees om te beweeg. Miskien is jy vandag al so lank op dieselfde plek in jou lewe, dat jy opgehou het om verandering te verwag. God sê vandag vir jou, om gereed te wees, skoene aan jou voete en staf in jou hand. Verwag dat hy sal beweeg in jou omstandighede. Die Israeliete was op pad om van slawerny na vryheid te beweeg, van onderdrukking na belofte. Jy beweeg dalk van siekte na gesondheid, van skuld na voorsiening, van gebrokenheid na herstel. Moenie net die huidige hoofstuk in jou lewe aanvaar en dan die nuwe een mis wat God gereed is om in jou lewe te skryf nie. Egipte is nie jou ewige tuiste nie. Staan dus op, trek jou skoene aan en sit jou staf in jou hand. Kry jou hart gereed vir God om iets in jou situasie te doen. Jy is op die punt om uit kettinge te stap in die vryheid in wat hy vir jou in gedagte het. Here, ek dank U dat wanneer U besluit om deur te kom, gebeur dit gewoonlik skielik en kragtig. Help my om altyd gereed te wees vir U leiding en berei my hart en gedagtes voor vir die verandering wat op my wag. In Jesus naam bid ek dit. Amen.